Heer Jesus, ek sê vir U dankie, Vader. Vir wat U vandag vir ons gedoen het, my Here, vir wat U vir ons gaan doen nog vorentoe. Ek sê vir U dankie vir elke geleentheid wat ons het as 'n kerk, as 'n gemeente. Elke nuwe dag wat kom, wat ons kan opstaan en nuwe dinge wat ons kan doen vir U, my Vader. Here, ek vra dat as daar vandag mense hier sit met harte wat seer is, met gemoedere wat laag is, Here, met probleme in hulle lewens, my Vader, dat hulle nou vandag sal besef en weet dat U is daar vir ons deur elke oomblik. Mag my woorde wat ek vandag spreek, Here, mag dit die loof en die prys en mag jy hou van wat ek sê, Here, mag U my lei, Vader, gebruik my as 'n monster, gebruik my as 'n instrument, my Vader, ons is niks nie, ons is 'n stukkie stof in hierdie wêreld, ons beteken absoluut niks nie, en tog gebruik U ons elke dag van ons lewens, my Here. Ek sê vir U dankie vir elke persoon wat hier is vandag, en ek vra dat U Heilige Gees sal stuur om te beweeg van stoel tot stoel, my Vader, raak elke hart aan, maak U ore oop wat moet hoor, maak U oë oop wat moet sien, my Vader, vandag, en dat hulle van vandag af besef dat ons 'n pad vorentoe. Jesus Christus het vir ons 'n pad vorentoe voorberei, opgemaak vir ons, vir elke persoon. U is lief vir almal, my Vader, ons is lief vir U. Ons sê vir U dankie wat U vir ons gedoen het in ons lewens, in ons gemeente, vir elke persoon wat hier sit, vir elke wonderwerk wat ons al gesien het, Here, vir elke dag wat ons opstaan en iemand kan vertel van Jesus Christus. My Vader, gebruik ons. Gebruik vir Koordrag Gesinskerk om plekke te gaan, om mense te laat weet van die grootheid, van die goeie tierendheid, Here, van die liefde en die lig wat U skyn oor die wêreld. Dat die mense nog sal weet dat in hierdie donker wêreld van ons is daar nog 'n God wat lief het, 'n Jesus wat lief het, my Vader, dat U daar is vir elkeen van ons wat hier sit vandag. U vertroost ons, U beskerm ons, U hou ons vas in die arms en die hande, solank ons by U voete bly, Jesus. Dankie vir elke persoon wat hier is vandag. Dankie dat U ons stoele vol maak, elke Sondag, Here. Dankie dat ons op U kan vertrou, Here. U beteken alles vir ons. U is die sekerpunt van hierdie kerk. Ons is lief vir U, my Vader. Ons sê vir U dankie vir die geleentheid en vir alles wat ons het. Amen. 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 Kom ons sit, julle. Die Here het nie Vrydag nie was nie. Ons het vroeër so 'n klein videoetjie gespeel net om te wys waar kan ek reis en so. As julle later kom by my video wil stuur net ons WhatsApp of net daai videoetjie aanstuur. So voor ons begin wil ek julle net die videoetjie kyk. Is dit 'n mooi video om te wys waar ons vandag gaan. Ons sê dit altyd lekker my vrou, ons het almal dat hy al Vrydag so van verskoning. Sy is al nie meer nie. Maar ja, dit is, ek gaan probeer om dit rustig te hou. Maar kom ons kyk wat die Here vir ons gedoen het vandag. Ons besef, ek wil hê julle moet in julle harte vandag voel en besef wat Jesus vir ons gedoen het. Nie net vir my nie net vir jou nie, vir elke persoon. My doel vandag is om julle te laat besef en die mense daar buite en op die social medias en waar ook in die boodskap gaan, Jesus is daar vir almal. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak wat jy gisteraand gedoen het nie. Dit maak nie saak wat jy vasgevang het nie, waar jy verslaaf is nie. Jesus is daar. Ek het probleme in my lewe. Ek maak foute elke dag in my lewe. Ons is mens, ons is vlees. Jesus is daar vir elke liewe persoon wat ons soek. En dit is nooit te laat. Dit is nooit te laat. Ons kyk hierdie videoetjie saam. Worthy, worthy,
vanoggend, mens het altyd gepraat van jou gunsteling superhero is, en het altyd gepraat van hierdie persoon en daai persoon, en wat hy vir jou beteken. Ek weet die kleinkies deesdae, as hulle so praat, dan is het net Spider-Man voor en agter. En as mens so 'n bietjie sien, dan kan ek help om te dink, toe ek 'n kind was, het ek altyd gepraat van sulke goed, en nou wil ek net praat van Jesus Christus. Amen. So Jesus wat hy vir ons gedoen het, en wat hy vir ons beteken het, en alles. So tema van vandag is skaapmat, en ek glo en ek vertrou en vandag sê dat verstaan wat ek bedoel daarmee. So as ons preke doen, dan probeer ons soveel as moontlik ook te verduidelik en vir mense te wys, want jy het nie altyd nodig om groot woorde te gebruik om iets te verduidelik nie. En baie keer gebruik mense die verkeerde woorde en mense verstaan nie reg nie. So kom ons gaan 'n bietjie terug en ons gaan kyk 'n bietjie van Palm Sondag al wat het gebeur. Ons gaan net so 'n week terug en dan kyk ons wat gebeur het en dan vat ons 'n stap vir stap deur. So nommer 1 Palm Sondag, die intog. Jesus ry op 'n donkie Jerusalem binne, triomfantlik verwelkom deur skare wat palmtakke waai en Hosanna roep. Jesus word erken as die vredekoning wat op die nederige manier inkom, nie as 'n oorlogheerser nie. So as jy kyk daarna op die eerste dag, as ons kyk na Palm Sondag, nou ek het sien, Jesus kom nie ingestorm op 'n perd nie, op 'n groot swart of wit perd nie. Hy kom nie ingestorm met ammunisie of enigiets in sy hande om oorlog te verklaar. Hy kan kom op 'n donkie. En wat dit altyd vir my so mooi maak is daai donkie en nederigheid. En dit wys my net altyd dat ons as mense altyd nederig bly. Altyd wandel in die liefde van Jesus. Dit is so belangrik om nederig te bly. Dit is so vaak dat 'n mens van koers af gegooi word. En as jy ooit weer aan dink jy is bo almal, en wat kan jy dan doen? Dan beteken jy absoluut niks nie. Hoe gaan ek Jesus se liefde straal en vir die mense wys as ek nie nederig is nie? Dan kyk ons na die maandag, die heilige maandag, reiniging van die tempel. Hier is die enigste versie wat ons gebruik, dat ons sê ons sal niks in die kerk verkoop nie, ons sal nie 'n markmark van die Here se kerk nie. Jesus gaan na die tempel in Jerusalem en dryf die gelddisselaars en handelaars uit, wat die tempel in 'n rowerspilon verander het. Jesus wys sy gesag en heiligheid en keer terug na die reiniging van die godsdienstige praktyke. Hier het Jesus gewys dat sy tempel is heilig. Hy het gewys dat, en ek en my vrou het dit al gesien, ons het die dag toe sien, ons verkoop nie 'n koeldrank of ons verkoop nie koffie in die kerk nie, die deure het begin oopmaak. Die huis van die Here is nie 'n mark nie. Die huis van die Here is heilig en so moet dit bly. Klein stukkies in die Bybel, klein stories in die Bybel wat 'n mens kan lees en sien, en dan verstaan mens wat die Here vir jou probeer wys. Heilige Dinsdag, onderrig en stryd. Jesus leer in die tempel en voer debatte met die godsdienstige leiers, die Fariseërs en die Sadduseërs, wat hom probeer uitlok. Hy vertel gelykenisse oor oordeel en die koninkryk van God. Jesus berei sy disippels op voor op sy komende dood en beklemtoon waarheid en liefde. Jesus weet presies wat gaan gebeur daai week. Hy weet wat die mense aan hom gaan doen en hy praat liefde, nog steeds liefde. Dat ek dink aan ons vandag, as ons kyk na mense, beteken moet ons die ander wang draai, beteken moet ons die ander wang net hou. Die mense trap op jou, mense slaan jou, mense gebruik jou en jy voel hulpeloos. Jesus het geweet wat hulle met hom gaan doen en hy het alles nog steeds met liefde gedoen. Alles. Heilige Woensdag. Judas Iskariot, een van Jesus se disippels, gaan na die hoofpriesters en stem in om Jesus 30 silwerstukke te verraai mee. Dit word ook soms Spy Wednesday genoem. Die begin van die fisiese plot om Jesus te kruisig. So het hulle begin plot en begin planne bymekaar sit om Jesus te kruisig. Baie mense praat altyd van Judas, maar tog in ons lewe verraai ons Jesus elke dag. As ons kyk na dinge wat ons doen, en ek praat vir myself ook, dinge wat ek kan so heilig as moontlik probeer lewe. En baie keer is dit nie net moontlik nie, baie keer dink jy iets snaaks of jy reageer te vinnig of jy mond is te vinnig. So, dis maklik om te sê, ja, die Judas. Hoeveel keer doen ons nie? Ek het gisteraan ietsie gelees wat hulle sê, mense het geskreeu vir Barabbas. Hoekom het hulle Barabbas vrygelaat? Besef julle dat ons was Barabbas? Ons was Barabbas. Hulle het gekies tussen Jesus en Barabbas. Ons was Barabbas. Ons was daai persoon wat beroof en gesteel en gemoor het. En Jesus het tog vir ons gesterf. Daai enigste Barabbas het Jesus sy lewe voorgegee. En hy het dit geweet. Jesus het dit geweet. Dan trouwens wit donderdag, Monty donderdag. Jesus deel die laaste avondmaal, so dit is die laaste supper basies, met sy disippels waar hy die nagmaal instel, brood en wyn. Hy was ook die disippels, hy was die disippels se voete, om nederig en diensbaarheid te demonstreer. Ons Jesus gaan en was die disippels se voete.
Wie is ek om te dink ek is bo enige ander persoon in hierdie wêreld as Jesus op sy knieë kan gaan iemand se voete te kan was? Wie is ek? Ek is absoluut niemand nie. Jesus wys sy liefde en sy offerande en word later aand in die tuin van Getsemane gearresteer. Dan kom ons by goeie Vrydag, die kruisiging. Jesus word verhoor, gemartel, gekruisig by Golgotha. Hy sterf aan die kruis en word in 'n graf neergelê. Dit is die dag van rou en besinning. Waar Christene glo Jesus gesterf het om die mensdom en sondes te dra. Dit is die goeie nuus, die verlossing wat die verlossing bewerkstellig. Daar het ons begin in plek val vir ons. 2000 jaar terug, dat Jesus op die kruis gehang het vir my en vir jou. Jy wat gisteraand, miskien op die kamera daar buite, wat gisteraand iets gedoen het wat jy nie trots is nie. Jesus sê jy kan kom. Jesus sê jy is welkom in sy huis. Jesus sê kom terug na my toe. Dit maak nie saak wie jy is of wat jy gedoen het nie. Mense bepaal nie wie jy is nie. As mense vir jou sê jy's useless, as mense vir jou sê jy gaan dit nie reg kry nie. Mense kan dit nie eens oor jou spreek nie. Jy is wie God sê jy is. Geen mens kan sê wie jy is nie. En ek dink as mense dit meer en meer besef dat jy is wie God sê jy is, kan jy niks in die wêreld verkeerd doen. En Jesus sal altyd weer wees. Niks in die wêreld wat verkeerd gaan van jou plan nie. Hulle kan die bomme drop aan die ander kant, hulle kan die diesel probeer speel, hulle kan die pryse opsit, my Jesus sal voorsien. Dit maak nie saak waar dit is of wat gebeur nie. Ek glo dat Jesus sal elke dag vir ons deure oopmaak. Solank ons net by sy voete bly. Dan kyk ons na die Saterdag, die heilige Saterdag, stille Saterdag, die graf. Jesus se liggaam rus in die graf, disippels treur en wag in vrees en hoop. Betekenis 'n dag van stilte en afwagting. Wat die tyd tussen Jesus se dood en opstanding verteenwoordig. Dan kyk ons na Paasondag, vandag. Jesus staan by die dood, die graf is leeg. Betekenis die oorwinning oor die dood en sonde. Dit is 'n kern, dit is die kern van Christelike geloof, die viering van nuwe lewe, hoop en ewige lewe wat Jesus vir ons gegee het. Julle gaan later besef dat daar's lewe na dood, daar's lewe na dood. Later 'n storie met julle deel, maar vandag wil ek julle besef dat daar's lewe na dood, daar's hoop na dood. Jesus het alles vir ons voorberei, alles vir ons gedoen. So my gebed vandag is dat julle die liefde van Jesus sal ervaar sodat ek dit aanvaar, sodat ons dit aanvaar. Jesus het nie blue eyed boys nie, Jesus het nie 'n favorite ouetjie nie. Ons is almal daar. Dis Jesus en dis ons. Elke persoon wat hier sit en vandag 'n besluit maak dat ek nooi Jesus in my lewe in vandag en Jesus kom en vat oor. Jesus is lief vir jou en dis wat hy vir my is. Jy moet net daai besluit maak. Jou hart uitsteek as Jesus vat my lewe. Jesus lei my. Gaan ek foute maak? Yes. Gaan ons foute maak? Ons gaan. Elke dag, elke week. Maar Jesus is daar. Jesus is daar vir elkeen van ons. So, my boodskap vandag wil ek weer besef hoe lief Jesus jy het en dat jy nog steeds 'n kans het. En mense moet glo. Daar's soveel bewyse en ek het 'n paar goedjies bymekaar gesit wat ek wil hê julle moet sien. Soveel bewyse, maar mense glo nog steeds nie. As jy kyk na jou cross references in die Bybel, 63.779 cross references van jou Bybel wat geleen word van jou Ou Testament tot jou Nuwe Testament toe. Mense glo nie. As jy vir mense vertel, die klip is weggerol en die prophet ateïs, ek het dit laas keer gesê, die mense glo in die domste goedjies. Jy kry 'n ateïs wat glo dat jy's 'n stukkie spons wat uitgespoel was op 'n strand. Ek het dit laas gesê, so SpongeBob is jou oupa. Mense glo dit, maar hulle kan nie glo 63.000 cross references nie. Mense kan dit nie glo nie. Mense glo dinge wat dat ek maar net eerder stoor met dit. Ek gaan dit in Engels lees die stukkie. These are all the cross references in the Bible, an extraordinary 63,000 links connecting its 66 books into the seamless story written over an incredible 1,500 years by around 40 different authors. From completely different geographic locations, the Bible, intricate themes and prophecies align with stunning accuracy. 1500 jaar, 40 authors gaan in sy die Bybel bymekaar. Manuskripte wat bymekaar gesit is. En mense glo 'n stukkie spons. Ek verstaan nie hoe sit hulle dit bymekaar nie. For example, the Old Testament contains over 300 prophecies about the Messiah, all fulfilled centuries later in the New Testament through the life of Jesus Christ. Scholars agree there's nothing else like it. No other book in history comes close to it.
Harmony, Consistency or Global Impact, which is why it's best-selling book of all time. 5800 Griekse manuskripte wat by mekaar gesit is om die Nuwe Testament te doen. Dan kyk jy na Julius Caesar, dan kry jy mense wat glo in Julius Caesar. Ek dink nie Julius Caesar het enige manuskripte wat by mekaar gesit was nie, dis hoorsê wat vertel was. En almal glo daar was 'n Julius Caesar. Maar dan praat jy van Jesus, wat 5800 manuskripte het in die Nuwe Testament, Griekse manuskripte wat saamgesit is, en niemand glo dit nie. Mense wil dit nie glo nie. Maar as jy 'n Julius Caesar movie kyk en dan glo almal, ja, dit was cool, dit het so gebeur, en so gebeur. Maar wat van Jesus se bewysstukke? Wat van hoe die disippels doodgemaak was? Die disippels wat getorture was, wat gebrand was, wat doodgemaak was. Hoe glo jy nie so iets nie? As jy kyk en jy gaan terug en jy kyk na die storie van Jesus, 40 dae na sy opstanding en Jesus het opgevaar. En daai 40 dae het hy mense ontmoet en hy het met mense gepraat en hy het kontak met mense gemaak na die opstanding. Dit beteken 70 tot 80 jaar na Jesus se opstanding was daar nog steeds mense gewees wat hom fisies gesien het en fisies met iemand gepraat het wat 'n ontmoeting met Jesus gehad het. So nou glo mense nie dit nie, maar ons 70 tot 80 jaar ooggetuies wat Jesus gesien het, van Jesus gepraat het. Maar ons glo eerder iets wat praat van Julius Caesar, maar ons kan nie glo in Jesus nie. Daar is meer as 5800 Griekse manuskripte, handgeskrewe kopieë, wat die basis vorm van die Nuwe Testament, as mens Latyns en Syrici en ander vertalings bytel. Is daar 10.000 vroeë manuskripte wat help om die oorspronklike teks te rekonstrueer. Soveel bewyse, maar ons glo nie. Soveel bewyse, maar ons verstaan dit nog steeds nie. Dis kom ons probeer dit so nie so klein as moontlik nie, en 'n prentjie te sit dat mense kan verstaan, Jesus het vir jou gesterf. Ons probeer dit verduidelik dat mense kan weet wat Jesus vir ons gedoen het. As ons dit in 'n prentjie vorm gemaak het en ons vat dit deur, Jesus het op die kruis gesterf, ons ken die storie. Weet julle dat Jesus het in die doderyk gaan breek? Weet julle dit? Nie baie mense weet dit nie. Jesus het in die doderyk gaan breek nadat hy opgestaan het. Jesus het aan Maria verskyn. Maar ek dink is verkeerd, want Jesus het nie aan Maria geraak nie. Maar ja, dit gebeur as jy eie uitdrukking gebruik vir prentjies. Jesus het opgevaar na op 'n Vader toe en homself gaan wys as die offer. Bewys, hy het vir ons sondes gesterf. Jesus het teruggekom en hy het mense langs die pad ontmoet, hy het met mense gepraat. Hy het aan Thomas verskyn in sy hande gewys, want Thomas het nooit geglo nie, die ongelowige Thomas. So my ander naam is ook Thomas, uiteindelik was dieselfde gewees, want ek het baie keer as my vrou my iets vertel het hoe in die wêreld was, en sê my vrou vir my, kom saam kerk toe, loop die pad saam met ons. Ja, ek ken my wortels, ek weet waar my wortels begrawe is, en ek het so baie stories gehad. So uiteindelik is ook die ongelowige Thomas. En ek hoop Jesus sien my nou as die gelowige Thomas. Maar nadat ek uiteindelik nog baie opslaap is, ek in 'n ander hemel moet instap, want ek het baie dom besluite gemaak in my lewe. En ek wou nooit geglo het. Maar daar kom Jesus en hy wys vir Thomas, kyk die God in die hande. En vir 40 dae lang het Jesus nog steeds sy mense, sy disippels geleer en verwys, en die pad verwys om sy woord te verkondig. Nie sy woord te verkondig aan sekere mense, aan almal. Ons almal is God se mense. En Roy sê dit baie, jy weet as jy kyk, van klere, tot tale, tot die ou op die pad, die ou wat die geld het, die ou wat die rykste is in die wêreld. Almal is God se mense. En ons almal gaan op die einde van die dag voor die God moet staan en sê wat ons in hierdie wêreld gedoen het, wat ons mense gedoen het. Soveel ooggetuies, soveel mense wat weet wat gebeur het, maar tog glo ons dit nie. Tog is daai blinddoeke voor ons oë en ons twyfel. Dis nou die beste van ons, is ons twyfel altyd. So vandag gaan ons sê die klip is weggerol. En ek hoop hierdie boodskap gaan julle nooit vergeet nie, as julle ooit praat van die klip van Jesus wat weggerol is nie. So vanaf wil ek julle besef dat die klip is weggerol. En jou klip kan vandag ook weggerol. Elke klip wat jy in jou lewe het, elke klip wat jy pla, elke probleem wat jy het, elke klip wat, dis nie 'n fisiese klip. Daar is soveel klippe in ons lewens wat ons weghou van die waarheid af, van die lewe af, van die liefde van Jesus af. Kom ons maak saam oop julle Bybels by Matteus 28, vers 5 en 6, en dan lees ons saam. Net so amen as julle daar is. Matteus 28, vers 5 tot 6. Maar die
engel antwoord en sê vir die vrou, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Dan gaan ek nog baie, ons 'n paar versies, maar gaan nie baie versies gebruik nie. Ek het nie baie versies nodig nie. Maar daar's 'n paar versies en dit is meer genoeg om te verduidelik wat vanaand nodig is om te verduidelik. Opstanding Sondag is nie net 'n dag op 'n kalender nie. Dit is die kragtigste oomblik vir ons as Christene, die kragtigste oomblik op hierdie wêreld. Die graf was nie die finale sê nie. Daai dag toe hy op die kruis gehang het, was dit nie verby nie. Vir baie mense het dit so gevoel, vir baie mense het dit so gelyk asof dit die einde is. Hulle het verwag die Messias kom en hulle het verwag alles gaan beter word. En toe Jesus op die kruis hang het, dog hulle dis alles verby. Daar gaan ons Messias, wat gaan ons nou doen? Die dood het nie oorwinning gekry daai dag nie. Baie mense dink dit het, maar dit het nie. Maar mense verstaan nie. Mense het nog nie daai verhouding met die Here nie. Jy het nog nie die Here toegelaat om in jou hart te werk nie. As jy jou oë oopmaak in die natuur en jy maak jou oë oop en jy luister na die woord van die Here, sal jy begin agterkom en die Here fluister vir jou saggies in jou oor. En hy praat met jou en hy sê vir jou, my kind, ek is by jou. Ek is daar vir jou. So saam wat hy klip wat weggerol het, is hopeloosheid weg, sonde is weg, vrees is oorwin. Alle vrees is oorwin. Maar die vraag is vandag, wat beteken die opstanding vir my en vir jou vandag? Die klip is weggerol, yes. Maar die klip voor die graf was nie net 'n fisiese klip nie. Dit verteenwoordig baie dinge in ons lewe. Vrees, haat, onvergifnis, probleme wat ons terughou. Die klip wat voor jou staan, wat jy nie kan vorentoe gaan nie, want die klip is, hou jou vas daar waar jy staan in jou lewe. Maar jy het die keuse gemaak om die klip weg te rol. Jy het die keuse gemaak om te sê, Jesus, die klip moet uit my pad uitkom. Die disciples het gedink is verby, die vyand het gedink hy het gewen, maar God rol klippe weg, wat mense nie kan skuif nie. God maak deure oop wat mense nie weer kan toemaak nie. As jy op jou knieë gaan en jy praat met die Here vandag, en jy praat met Jesus vandag, en jy vra vir die Here, Here, vat my lewe, sit my lewe in U hande, sal jou klippe wegrol, jou deure sal oopmaak soos nooit tevore nie. Maar jy moet daai stap vat, jy moet daai kans vat en sê, Jesus, kom help my. Dit help nie net mens van baie keer op jou knie en bid as dit net dood nodig is. Nou baie keer gaan ons en ons bid en ons vra die Here vir hulp in tye van nood. Ons gaan op ons knie in tye wat ons nie anders te kan nie. Maar ons moet leer om 'n verhouding te kry, dat jy weet Jesus elke dag saam met jou. En dit gaan nie elke dag soms net 'n roos wees nie. Dit gaan nie elke dag die beste lewe ooit wees wat jy gaan hê nie. Jy gaan probleme opdaag, jy gaan probleme hê. Maar daai vrede wat jy ervaar saam met die Here, deur jou probleme is onbeskryfbaar. So wat is jou klip vandag? Sonde wat jou vashou, skuld, vrees, twyfel. Die opstanding sê geen klip is te swaar vir God. Geen klip in hierdie wêreld nie. Die leë graf is 'n bewys van oorwinning. Toe hulle by die graf kom, was dit leeg. Nie gesteel nie, nie weggekry nie. Mense wat sê, maar miskien het hulle Jesus se liggaam gesteel nie. Nee. Gaan lees jou Bybel. Gaan kyk na alles wat gebeur het en dan sal jy verstaan waarom ons so lank kom. 'n leë graf beteken die dood is oorwin. Sonde het nie meer mag nie, die vyand is verslaan. Ek het 'n video wat ek wil speel. Ek het baie van video's en baie keer in ons lewens dan ek gaan kyk so ons kom die internet op is maar ek glo hy sal. En hierdie video het op 'n stadium in my lewe vir my baie beteken. Ek gaan soveel speel en kyk hulle sonder my na die video. Luister na die woorde. Wat sê jy? Wat sê jy? In the museum in the Louvre, I don't know how many of you have been there, the picture, there's a picture in the museum in the Louvre, I don't know how many of you have been there, the picture is called Checkmate. The devil's sitting on this side, there's a chessboard, and there's a guy sitting on the other side. And the guy sitting on the other side has his hand on his head like this, and he's like in desperation. And as they were taking a tour through the Louvre, there had been a group of athletes, and particularly world champions, that were being given a special tour. And in the tour was the world chess champion. And he comes walking by the picture. And the guy's explaining to him, this is a picture of an artist rendering of somebody who lost the battle with the devil. And so the group moved on to the next picture to see something else. But the world chess champion, he stayed there, and he just kept looking at the picture.
And soon they noticed that he was not with the group. And so the tour guide came back and said, we moved on, are you coming? He said, well, I've been looking at this picture. And the guy said, yeah. He said, it's called Checkmate. The devil's laughing, the man's lost. And he said, yeah. He said, I've been noticing that. He said, but while I've been standing here, I've kept looking at the picture. I've got a problem. And he said, well, what do you mean? He said, well, you know, I'm a world champion chess player. And I spend my life playing chess. And normal people don't always see what a world champion chess player sees. He said, but when y'all walked off, I looked at the devil laughing, and I looked at the man in desperation. But he said, I noticed something on the chessboard. He said, either they're going to have to change the painting, or they're going to have to change the name. And the guy said, well, why are they going to have to do that? He said, well, you know, I'm a world champion chess player. And he said, when I observed the board, I found out the king still has one more move. I come to tell somebody today, you believe you've been cornered. You believe everything is gone and nothing has got any hope. But the king still has one more move. In the fullness of time, God sent his son. I dare you to declare it. The king has one more move. He has one more move over my finances. He has one more move over my marriage. He has one more move over my kids. It is not over. As we dit so sien, amen. En dan gaan kyk jy na die video en dan besef jy dat toe Jesus sy seun gestuur het hy die duiwel gevang met 'n move wat die duiwel nooit verwag het. En almal wat vandag hier sit en almal wat vandag al buite is, moet verstaan dat God het die laaste skuif. God het die laaste skuif in sy hande, nie die duiwel nie, nie mense wat vir jou sê jy is nie goed genoeg nie. Geen persoon wat vir jou sê jy kan dit nie doen nie. Die Here het altyd die laaste skuif. God het altyd die laaste skuif. Hy het opgestaan sodat jy kan lewe, sodat ek kan lewe. Kom ons lees saam uit Romeine uit. Romeine 6 vers 8 en 9. Ook 'n baie mooi stuk in die Bybel. En 'n mens moet besef dat ons Jesus is daar vir ons elke dag. As 'n mens net kan besef dat die laaste, die Bybel het nie die laaste sê, die Here die laaste sê, die Here het alles klaar oorwin. Jesus, ek het probleme met jou, Jesus, ek sukkel met dit, ek sukkel met dat. Niemand is perfect nie, almal het probleme. Nie almal praat ook daaroor nie, maar dis okay, dis okay om nie okay te wees nie. Want die Here se kerk is nie 'n museum vir engeltjies nie, dis 'n plek vir sondaars, dis 'n hospitaal vir sondaars. As jy siek is, gaan jy hospitaal toe, waarheen anders moet jy gaan as jy die Here soek, as jy probleme het. Romeine 6 vers 8 en 9 sê vir ons, maar die sonde het aanleiding gevind. Ek weet nog meer, dat ek nog verkeerd, ja, soms 7, gelukkig kom ek af, dan is dit wat ek laat het. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Want ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. As jy in hom is, as jy in Jesus is, as jy vir Jesus lewe, dan heers dit nie meer oor jou nie. Glad nie. Die krag van die opstanding leef binne ons. Die opstanding is nie net 'n gebeurtenis nie, dit is 'n krag. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, die graf oopgebreek het, die duisternis oorwin het, daardie krag leef in elke gelowige. Elke persoon wat sê, Jesus, ek neem nie aan. Jesus, ek wil hê, moet in my lewe werk. Jesus, vat my stuurwiel. Want baie van ons probeer alles in ons eie krag doen. Ons het geleer, ons het begin leer as pastore, en ons het aangegaan, en baie keer het jy dinge gedoen in jou lewe, jy probeer dit self doen. Naderhand dink jy, ja nee, ek sal hierdie kan doen, en naderhand vergeet, jy verloor trek van die Here, jy verloor trek van waar die Here is, of jy gaan voor die Here uit. En dan as jy besef, jy het vooruit gegaan, en jy besef, niks werk nie vir jou, dan weet jy, dan moet ek terug gaan. Dan moet ek reverse, en ek die Here ergens afgeloos. En allemaal ons sulke foute betek, jy besef dit nie altyd nie.
Maar as jy die pad saam met die Here stap, en baie van ons kan nie wag nie, baie van ons moet dit nou en dan en daar doen. Baie van ons kan nie net 'n oomblik wag en sê, Here, stap in die pad saam met my. En as die Here vir jou wys wag, dan moet ons nie wag nie. Ek het nooit gewag nie, ek het altyd voor U gehardloop. En ek het my kop baie keer gestaan. En vanuit ek Here se stem ernstig opvat en ek weet wanneer is tyd om te wag en wanneer is tyd om te gaan. Verander soveel dinge in mense lewens. Baie mense leef nog as hulle dood is. Baie mense sukkel nog vandag vasgevang in ou gewoontes, gebreek deur die verlede, sonder hoop. Hoekom? Want hulle staan nog voor die kruis. Hulle staan nog by die kruis, hulle het nie verby dit gegaan nie. Hulle het nog nie by die opstanding uitgekom nie. Jy staan nog vas by die kruis vandag en jy is al by die kruis en jy weet nie waarom te gaan nie. Dit is baie maklik. Steek jou hand uit en vat Jesus se hand en sê, Jesus, ek het U nodig. Die kruis bring vergifnis. Die opstanding bring nuwe lewe. Dit is 'n groot uitnodiging. Die opstanding is 'n uitnodiging vir elkeen van ons wat hier sit. Elkeen van ons waar buitekant is wat dink hy is nie goed genoeg nie. Wat dink die Here is nie daar vir hom nie. Dis alleen. So kom uit jou graf uit. As ons dink in die storie en ons kyk in die storie van Lazarus, dan besef ons nie dat ons kan net 'n tree uit ons graf uitvat. Kom weg van die kruis af. Kom by Jesus uit. Jesus roep vandag, kom uit jou sonde uit, kom uit jou donkerte uit, kom uit die wêreld uit. Jy kan nie bly waar jy was nie. Jy is gemaak om te lewe. Elkeen wat hier vandag sit is gemaak om te lewe en dit maak nie saak as iemand al ooit vir jou gesê jy is nie goed genoeg nie. Jy is gemaak om te lewe. Jy het net so veel reg om te lewe soos die volgende persoon. Jy is net so goed soos die volgende persoon. Jy moet net in jou roeping instap en sê Jesus, gebruik my. Ek is dalk daar en ek preek dalk. Jy gaan dalk en jy gee vir een persoon op hierdie aarde 'n boodskap nie. Een persoon wat jy mee praat op een dag nie. En daai woord sprei vir myle, vir kilometers en dit raak miljoene mense aan. Niemand is belangriker as die volgende nie. Ons almal is daar om Jesus se woord te sprei. Party het getwyfel daai dag. Ek dink daai oggend was daar 2 reaksies gewees. Party het geglo, party het getwyfel. Vandag is dit dieselfde nog steeds. Party glo, party twyfel. Jy kan nie neutraal bly nie. Jy moet kies. Die opstanding vra 2 dinge van jou af. Gaan jy glo of gaan jy wegstap? Jy moet 'n keuse maak. Of jy gaan sê ek glo ten volle in Jesus Christus, of jy gaan wegstap en sê ek doen nie. Of jy gaan so in die middel rondgaan en niks gaan vir jou werk en jy gaan nooit verstaan hoekom nie. Dan jy nooit daai stap gevat as Jesus vat heeltemal oor nie. Vat my lewe heeltemal oor nie. Hardloop my huis. As 'n man in huis of as 'n vrou in huis, Jesus vat oor in my lewe. Ek het nie so brood nodig, mense verstaan dit nie. So baie mense wat vandag hier sit, hulle weet jou opstanding begin vandag. Jou klip is klaar weggerol, jou graf is klaar leeg, jou prys is klaar betaal. Kan jy opstaan vandag is die vraag? Opstaan uit die sonde uit, opstaan uit vrees uit, opstaan in geloof. Opstaan in 'n nuwe lewe. Want ons hoef net daai tree te vat. Ons hoef net daai tree te vat en jou hand uit te steek en sê, Jesus, kom vat my hand. Jesus, vat oor my lewe. As mens voel, jy is vas, jy is moeg, jy is ver van God al weg. Jesus leef. Vandag is jou dag, want Jesus leef. Daar is soveel mense wat soveel stryd en wat klein in hulle lewens, dit is erger as die volgende. Mense besef nie, die vrede wat die Here jou gee, die liefde wat die Here jou gee, kan jy enigiets oor doen. Daar is mense wat vandag sit en wonder, hoe gaan ek môre uitkom finansiëel, hoe gaan ek my volgende brood bekostig? Die Here sal voorsien. En ek en my vrou en my familie is nog getuig daarvan. Die Here maak deure oop vir jou. Geen deur wat die Here vir jou oopmaak kan geen mens toe maak nie. Maar jy moet glo. Jy moet geloof in Jesus Christus. Jy moet luister na sy stem. Ek sê altyd, en vir my as ek gaan op ek meen, partykeer is dit eers nodig om te bid nie. Partykeer is dit net nodig om te luister. Maak toe jou oë en maak partykeer toe jou mond en hoor wat die Here vir jou wil wys en sê. Want partykeer wil ons net praat en ons wil net aangaan. Maar die Here probeer vir ons iets wys in ons lewens. Jou volgende stap, jou volgende missie, jou volgende visie wat jy moet doen. Ek was lang dood, ek was lang blind en ek lang die Here wat klei en toe ons daai tree vat en ons stap in geloof en ons sê, Jesus, ons glo. Jesus wat nou gaan gebeur, maak nie saak nie, ons gaan hierdie pad stap. Dit is so belangrik om my klip weg te stamp eintlik. So vandag is jou dag, want Jesus leef. En omdat hy leef, kan jy ook leef. Hierdie vers in die Bybel, ek gaan soveel lees, Johannes 20, vers 15, 16 en 17. Hoor dit sê dit vir ons. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?
Sy het gedink dat die tuinier was en antwoord hom, meneer, as jy hom weggedraai het, sê vir my waar jy hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. So, dis ook 'n mooi bewys dat Jesus was in die doderyk, want hy het behalwe soos 'n tuinier. En ons so vers in die Bybel, en nou met julle deel wat jy kan lees, om te sê dat Jesus het gaan preek in die doderyk. Soveel bewyse, soveel stukkies in die Bybel wat bymekaar kom, en tog glo mense nog steeds in ons Messias. Jesus sê vir haar, Maria, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Dan wil ek hierdie vers met julle deel. 1 Petrus 3 vers 18, 19, 20, 21 en 20. Hoor wat sê die vers ook vir ons. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar wat lewend gemaak is deur die Gees. Hoor wat sê vers 19. En wie hy ook heen gegaan het en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, waar hy in die doderyk gaan preek het, die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was, die langmoedigheid van God eenmaal gewag het, in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. En snaaks en ook, maar sal op ander tyd daarvan praat, gaan dit ook oor na die doop toe, as jy kyk na Noah's ark, waarvan dan die teebeeld die doop ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die veiligheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God, om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterkant van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. So ons Jesus het gegaan en hy beklei vir ons en hy het ingestaan vir ons en hulle het hom gemartel en hulle het hom behandel asof hy vloerloop was. En dit is net so hartseer dat die mense nie wil glo en die mense nie verstaan waar dit gaan raak nie. Mense glo nie meer nie, mense worry nie raak, mense sê nie, ek kry mense wat vir jou sê dat ek worry nie oor jou storie nie, ek worry nie wat jou God verdien het nie. Die mense sê dit vir reg, mense sê hulle worry nie, hulle sê hulle wil nie hoor nie. Maar ek snaak so baie type mense wat het sê, oor en oor. As jy kan sê, as jy pop oor die venster draai, dan sê hulle dadelijk by, hulle val dadelijk van gebed en hulle dadelijk iets nodig van jou. Dis gewoon ek hoe dit werk. So ek het hierdie prentjie gebruik en ek dink dit verduidelik het baie mooi dat Jesus het gehang op die kruis vir ons. Jesus het daar net op 'n klein baie kruis en hy het afgeklim van die kruis af, hy het opgestaan as 'n oorwinnaar in ons lewens. Hy het vir ons plek gemaak en seker gemaak dat ek en jy wat vanaf hier sit kan lewe vir hom en lewe vir almal wat ons is. Want op die einde van die dag gaan dit nie net vir my of vir jou nie, dit gaan vir die mense om ons. Ons moet die liefde en die lig van Jesus so kan straal, dat hulle dit elke keer in jou sien. Want as ek en jy nie daar is vir mense nie, wie gaan daar wees vir mekaar? As ons nie daar gaan wees vir mekaar en wie gaan daar wees vir mekaar? Deesdae gaan alles opdoen, alles gaan oor bloem, alles gaan oor fyn, en hierin is beter as daai een. En almal het die liefde van Jesus Christus vergeet. Daai liefde wat hy getoon het op die kruis, wat hy gegaan het en vir ons oorwin het. En ek dink vandag gaan ons gaan en ons gaan sê, skaapmat. En hierdie prentjie spreek ook dele vir my. Dat Jesus het die duivel geskaap en hy staan nie meer kans nie. Solank jy jou hand uitsteek en Jesus aan vat en sê, Jesus, vat my lewe, vat oor my lewe, wees by my. Dan niks met jou gebeur. Geen mens gaan vir jou sê wie of wat jy is nie, dat God sê wie jy is, as jy kind van die Here is. Kom ons sluit so dan met ons saam. Jesus, ek vra dat jy by elke persoon sal wees wat jy sit, voordat jy in die week wat kom, ek vraag dat jy by hulle sal wees en hulle harte sal aanraak, Vader, dat jy by hulle elke treetjie sal wees, elke stap wat hulle vat, raak hulle harte aan en wys vir hulle, my Vader, wys vir hulle hoe lief jy hulle het, fluister na hulle oor, my Vader, gebruik hulle drome en wys vir hulle dat jy is daar vir hulle, elke stap van die pad, dit maak nie saak in hierdie mal wêreld wat ons in bly, dit maak nie saak wat gaan gebeur, Here, dit maak nie saak of mense afkyk op ons, dit maak nie saak of ons nie sterk is, Here, want U is sterk vir ons. Ons het niks anders nodig in hierdie wêreld behalwe U. Ek sê vir U dankie dat
dat U by ons kan wees, en dat U daar is vir ons, dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het om ons te help en te lei. Dankie dat U na my kyk, na my gesin, na my kerk, en na elke persoon wat hier sit. Here, wees daar vir almal wat hier is, Here. Ons het U lief en ons het U nodig, en mense sê dit nie genoeg nie, maar U is ons alles. U is ons alles, en ons het U nodig elke oomblik van die dag, Here. Mense besef dit. Here, ek sê vir U dankie, en ek sê vir U dankie vir alles wat ook voor te gaan gebeur in hierdie kerk in Bosrand. En dankie vir alles wat U vir ons beteken. En ek vra dat U die bloed van Jesus sal pleit vir almal wat hier sit vandag. En hulle sal rus en vrede gee, die liefde van Jesus Christus soos nooit tevore in my God. Ons bid dit als in die naam, die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ek wil vandag, op die opstandingsdag wil ek net een familie vra voor om te kom, ons wil hulle uit. Dit ons goed ons aan. Ek wil vir julle hierdie storie vertel, en so dat ek hem ook weer sê met hulle. Voordat ons nagmaal het. So, ek wil julle een storie van vertel. So, ouma en mama het gister hulle seun afgestorf van die dood 20 jaar oud. 20 jaar oud. En hy het kanker baklei. Maar hierdie jong man het tot en met hierdie week, tot en met sy laaste, het hy gesê, ek glo, ek baklei hierdie wet op. En hy het sy ma en sy ouma gesê dat mama, ek glo, ouma, ek glo, ek gaan hierdie baklei. Hy het elke dag gesmaal, hy was 'n wonderlike kind vir mense, ons gister so gesin in praat oor die lewens wat hy aangeraak het, en ek hoop en ek glo vandag, en ek glo jou seuns storie van ons buiteland te stuur, en ons gaan vir die mense wys hoe geloof baklei teen die dood. Maak nie saak wat jy uitwerk, maak nie saak wat gebeur in daardie tyd. Daai seun het gesê, Jesus Christus, ek glo, of ek na my Abba Vader toe gaan, of ek hier gaan bly, ek baklei hierdie tot en met wat ek kan, en hy is na ons spot toe, en ouma het hom gebid, en direct na ouma hom gebid, het is hy weer. En dan het gaan seer wees, het gaan nie lekker wees nie, maar dan het een geestelike familie wat by julle gaan wees en julle gaan staan. Dis vandag al die eerste dag by ons in die kerk, maar ons kyk na hulle, dit maak ons saam. Ons is boeties en sissies in Jesus, en ons is daar vir mekaar, en dis waar het gaan, is die liefde van Jesus Christus. So ek vraag, steek hulle aan uit hulle toe, ons bid saam vir hulle. Ons bid saam as 'n gemeente vir julle vandag. Here Jesus, ek vra dat U by hulle sal wees. Ek vra dat U hulle sal vertroos, dat U hulle harte sal aanraak, en dat U pad vir hulle stap in die volgende week wat kom, dat U by hulle sal wees, en hulle sal vertroos, en U liefde sal gee en vorm. Here, wat hulle harte maak met saak weer, dat hulle weet U staan. Ons bid vandag en vra dat U met hulle sal wees in hulle gesin, en dat boeties hulle sissies wat agterbly, en dat hierdie familie net geseën sal wees voor U, dat hulle seentjie se storie verder en wyd versprei sal word, en dat die mense sal besef en sal weet dat ons geloof. Ons bly die bloed van Jesus oor hulle Vader, en ons vra vir beskerming, ons vra vir rustigheid en vrede in hulle harte, soos nooit tevore. Vou hulle toe in die arms van Jesus, en dat hulle weet die staat vir hulle, deur elke stap van Jesus. In die naam van Jesus Christus. Amen. Jesus lof ons. Beteken dink ons wat klein, battle in ons lewens, beteken dink ons in die grootste probleem die volgende dag. En dan kry jy 'n jong man van 20 jaar oud, wat die fight van sy lewe wat klein, en staan en hy sê, ek glo, ek worry nie waar jy kan, ek glo. En vandag is hy by ons Jesus. Ek dink hy is baie meer bevoorreg as ons. Ek gaan op pad is, ek wil ook nie stap in dag. Ek dink vir so 'n jong man om aan te stap en net Jesus, ek is hier so, en die vrede wat jy gegee het, dan jy kan trots wees, jy moet trots wees, mama, jy moet trots wees, jy is trots. Ek sien baie jong mense wat glo vanaf, dis het tyd al. Amen. Kom ons kyk oor na die nagmaal, saam of laat in 'n glas om vir 'n broodjie, en doen ons dit saam, as jy so rondkom, dan kry jy dit vir julle.
lees julle saam met Matteus 26 uit. Terwyl hulle besig was om te eet, neem Jesus brood en vra God se seën daarop. Toe breek hy dit in stukke en gee dit aan sy disippels met die woorde: Neem en eet dit, dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en God daarvoor gedaan. Hy het dit aan hulle gegee met die woorde: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, wat die verbond tussen God en sy volk verseël. Dit word vir baie vergiet, sodat hulle sondes vergewe kan word. Ek verklaar nou hier plegtig dat ek van nou af nie weer wyn sal drink nie, totdat ek opnuut die fees saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Hulle het toe die loflied gesing en uitgegaan na die Olijfberg toe. Die ding is so belangrik om te weet dat Jesus het vandag gesterf vir my en vir jou. Dan die Priscilla Loretta vir Boeta vandag het Jesus gesterf. En hy het deur opgemaak en dat hulle kan weet waar hy is. Dit is so belangrik om te weet dat mens kan weet waar hy is. Het is baie hartseer, maar ons weet daar is 'n uitkoms na die dood. En ek het dit daarso verduidelik met die nagmaal. As jy kyk na die nagmaal, daar is so mooi betekenis in dit. En dis kyk na die storie van Josef en Moses en alles. En kyk na die betekenis van nagmaal. Jesus sit om die tafel. Hy vat die brood. En hy breek die brood. En hy gee die brood aan sy disippels. So in ons lewens, wat gebeur is, die Here vat jou, en die Here breek jou, en hy gee dit weer terug. So voordat die Here jou kan gebruik, kan dit wees dat jy gebreek gaan word, maar kan stukke in jou lewe wees wat nie lekker gaan wees nie, en alles gaan altyd goed uitwerk nie. Partykeer word ons gebreek in ons lewens, maar die Here gee altyd terug. Die Here is altyd daar vir ons, altyd. Onthou dit. Kom ons bid saam oor die brief. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat ons nou die voorreg het om vandag te kan vier en te kan weet dat U is daar vir my, vir my gesin, vir ons kerk, vir elke persoon wat hier sit, elke gemeentelid, elke vriend, elke familielid, Vader, elke besoeker, almal wat hier is vandag, U is daar vir elkeen daar is. U was geslaan, U was gemartel, U was gespoeg vir my en vir elkeen wat hier sit met Jesus. Ek sê vir U dankie vir die voorreg, vir die geleentheid wat ons het om hierdie saam, hierdie heilige sakrament saam te kan vier met Jesus. Dat U daar is vir ons en vir elkeen van ons wat daar buiteland is. Ek sê vir U dankie in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons denk dit van Jesus. En Jesus het elke liewe druppeltjie bloed wat gestort was op my dag. Ek sê ons dankie. Heer Jesus, ek sê vir U dankie vir elke druppel bloed wat U wat val het daar nog, elke druppeltjie bloed wat in 'n stukkie stof ingeval het, ingedruk het, Here, wat my lewe gegee het, wat my iets wat beteken het in hierdie wêreld, Vader, dat U my gevat het, en ek wat in my ma se skoot gevorm was, U gevorm het, nie my gevorm het, Here. Dankie dat U my gevorm het om 'n verskil te kan maak in mense se lewens en liefde te kan hê. Ek sê dankie vir elke stukkie bloed wat U vir ons gegee het, om ons liefde te gee, om ons lig te gee, 'n uitweg te kan gee. Dat ons kan weet, daar's hoop na die dood, Vader. Daar's hoop in hierdie mal wêreld wat ons in bly. Ons sê vir U dankie vir elke druppeltjie bloed wat hoop in my lewe beteken het, wat hoop in elkeen se lewens beteken het. Dankie, my Jesus. Ons is lief vir U. En die mense besef dat wat die Here aan die kruis gedoen het vir ons nie. En dan dink ek dalk as jy waarlik die Here se hand ervaar en my fluister in die oor en net besef wat die Here vir ons regtig gedoen het en beteken het. En alles kom in mekaar. Ek sal altyd soos 'n pad. My puzzelstukkies word in mekaar ingepas en verband. Beteken wat van die stukkies weg en die puzzelstukkies verdwyn. Jy gaan nie altyd perfek wees nie. Maar die Here sit en bou in jou puzzle. Die Here sit en bou in jou lewe. Jy moet net vat en sê, Here, vat my lewe. Vat daai stukkie puzzle en kyk en dan ek is reg vir U. As jy wou besluit maak, as jy reg om te gaan. Ons gaan dit vir ons afsluit, dat ons die so elke Sondag, as er iemand is met 'n testimonie, en dat elke Sondag die Here sê, getuig van my bloed het. Getuig van wat die Here vir my doen elke dag. As daar iemand is met 'n testimonie, of die Here of net iets wil sê, en dis meer as welkom. As jy nie nou wil nie, dan kom jy dit volgende Sondag, dan denk jy daar. Niemand vandag nie. Dan volgende keer. Ek sal vir Salina praat, dat sy wil praat. Blijf jy iets sê?
sluit ons oor aan met ons saam. Here Jesus, dankie. Dankie vir die geleentheid, dankie vir die voorreg wat ek het om die naam te verkondig, my Vader. Dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ek het om my skaap om te sien, Jesus. Here, gebruik ons, gebruik my gesin, gebruik my familie, gebruik ons gemeente. Elke persoon wat hier sit, Jesus, dis nie net ek, dit is almal. Gebruik almal wat hier is vandag, gebruik om die woord te versprei, om die liefde te sprei, om die lig, om die liefde van Jesus Christus uit te vat in 'n wêreld wat donker is, wat geen hoop het nie. Vra dat U vir ons sal wees. Help die mense wat sukkel, mense wat moeilikheid het by die huis, of alkohol mag wees. Ek bly die bloed van Jesus oor altyd met Jesus vandag, en ek vra dat hulle sal seën en beskerm, maar ook hulle gaan, hulle vriende, hulle familie. En ons sê dank in die naam van Jesus Christus sal. Amen en amen.